Goed, baie welkom by vanaand se studie. Ons so vinnig net 'n kort hersieningie doen en dan gaan ons aan. Ons het begin die vorige geleentheid by Openbaring 1 vers 1 en tot en met vers 8 gaan oor die inleiding. Ek vertel nie ook water, ja. Sorry. Dit is sterker. Nee. Openbaring 1. Ons het die inleiding gedoen verlede keer deur te sê waaroor gaan die boek, min of meer so te voel in die boek, wat gaan die boek oor gaan, wat gaan die boek verduidelik. Ons is nou in die eerste groot indeling volgens die indeling wat ek met u gedeel het. En daardie indeling handel oor die aardse stryd van die gelowige. Nou die aardse stryd, letterlik die stryd wat u en ek op aarde voer. Teen wie? Wat sê Efesiërs 6, teen wie is ons stryd? Nie teen vlees en bloed nie. Wie wil met my stryd daaroor? Nee wat, ons stryd is elke dag teen iemand wat met ons stry. Voel dit of ons net met geeste stry? Vra dit pertinent so. Voel dit of ons net met geeste stry? Nee, ons stry met opinies van mense. Het jy al daarmee gestry? Ja. Oor verskillende goed. As ons begin praat oor die Bybel en wat's reg en verkeerd, dan begin ons maklik stry oor wat? Oor die goed wat ons dink is reg en die goed wat ons ander dink ons sê of doen verkeerd. Nie waar nie? So ons kry te doen met 'n letterlike stryd. Maar is enige stryd nie geestelik nie? Dis die vraag wat eintlik gevra word in die onderliggende komponent van hierdie studie. Ons stryd bly geestelik, want as iemand vir jou sê, jy moet iets doen en ek moet dit weeg, en ek wil hê die hele studie, val is ons 1 tot 11 doen, moet jy dit in gedagte hou. As iemand jou geloof bevraagteken, dan is jou keuses ook geloofsgebaseerd of is jou keuses dan nou sonder geloof? Jou keuses wat jy maak in jou lewe is geloofsgebaseerd, want jy leef vanuit 'n bepaalde lewens- en wêreldsbeskouing. Aan die ander woorde, ek sien die wêreld volgens 'n sekere geloofsraamwerk. En as ek my besluite neem, en daar's maklike besluite en daar's moeilike besluite. Maar as jou besluite enigsins oor die boeg gegooi word van reg en verkeerd voor die Here of voor die mense, dis ons stryd vandag, voor die Here of voor die mense, dan begin ons 'n stryd voer teen mense op aarde, maar as gevolg van geloof. En ons kan nie na Openbaring 13 kyk as een van die gewildste hoofstukke in die boek, as ons nie verstaan teen wie is ons stryd nie. As ons die geestelike stryd begin stry, dan is die aardse stryd 'n gegewe, maar die rede hoekom ons 'n stryd het, word dan ook verklaar. So ek gaan met die beide deel. Jy kan nie net na die een kant van Openbaring kyk nie, ons gaan na beide kyk. Goed, so die aardse stryd gaan hier agterkom gaan oor fisiese gebeure. Gaan oor fisiese omstandighede. Vanaf hoofstuk 2 en 3 word 7 gemeentes hanteer. Letterlike gemeentes, maar figuurlik in die vorm van kerk. Letterlike plekke, name van letterlike plekke, waar letterlike gemeentes was, maar dis 'n simboliese gemeente, omdat dit na die hele kerk verwys. So ek gaan nou by die letterlike en die geestelike daarvan kom. Maar die simboliese daarvan, verseker van groot belang. Net vinnig dan weer, waaroor het die eerste 8 verse gehandel? Die eerste 3 verse het gehandel oor waaroor is die boek geskryf. Deur wie, vir wie en hoekom. Vers 4 tot en met 8 het gegaan oor die opdrag. Ek herhaal dit net vinnig. Ons lees dit vanaf vers 4. Johannes aan die 7 gemeentes in Asië.
En daar word die gemeentes al genoem, maar nog nie die name van die gemeentes nie. Dit kom nou in 9 vanaf vers 9 kom die name. Aan die 7 gemeentes in Asië, genade en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Kyk, hy kom met die wolke, en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. En dan daardie bekende vers 8, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Nou daar's 'n 3 tydsindeling wat hier beskryf word. Skryf oor wat was, wat is en wat kom. Dis 'n belangrike konsep van die boek Openbaring. Nie net oor wat nou gebeur nie, maar oor wat gebeur het. Die bedoeling daarvan en die uiteinde daarvan, wat nou gebeur en wat ons moet begryp van die gebeure nou, en nou maak dit nogal sin, as ons na 'n gemeente se omstandighede in die nou kyk, wat's die troos daarvan? Want dit is 'n troosboek hierdie. Wat is die troos daarvan? En as wat kom, wat is die troos daarvan? Wat is die bekommernis daaroor, maar ook wat is die troos daarvan? En die troosboek gedagte moet ons nooit vergeet nie. Nooit vergeet is 'n troosboek. Reg. Nou gaan ons na 9 tot 20. En dit sluit die inleiding basies tot die boek af, maar 9 vers 9 tot 20 begin die inhoud van hierdie boek. Ons gaan in hierdie paar verse tot by vers 20 die volgende sien. Ons gaan sien waar is Johannes? Dan gaan ons sien wat hy sien. Sy eerste visioen word dan vir ons gegee. En dan gaan ons iets hoor van wat gaan hy nog sien in die volgende paar hoofstukke, soos in die eerste, tweede en die derde hoofstuk. En dis die einde van die eerste deel, as hoofstuk 3 verby is. Dis die eerste deel van ons 7 dele in Openbaring dan verby. Goed, so ons gaan so die einde van die eerste stukkie kan sien, net na hierdie 20ste vers gaan ons also inkyk in die eerste deel se einde. Ek lees vanaf vers 9. Ek, Johannes, julle broeder en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en lydsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland wat Patmos genoem word, ter wille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus. Klompie inligting. Ek, Johannes. Wie is hierdie Johannes? Het al gesê? Wie dink jy is dit? Sommige hersien. Wie is dit? Die disipel Johannes, wat geword het die apostel Johannes. Ek, Johannes, julle broeder en deelgenoot in die verdrukking. Watter verdrukking? Maar watter verdrukking is dit? Hoekom is hy in verdrukking? Het jy 'n idee? Hy is in verdrukking weens sy geloof, maar so daar is 'n rede hoekom hy in verdrukking is. Omdat hy die evangelie verkondig. Waar vind hy homself? Daar staan vir ons geskryf, ek Johannes, julle broeder en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en die lydsaamheid van Jesus Christus. Sy rede hoekom hy verdruk word is Jesus. Waar is hy nou as gevolg van daardie verdrukking? Op die eiland wat Patmos genoem word. Het u die Afrikaner volk, die Vryheidsoorlog is krygsgevangenes op eilande soos Ceylon en Sint Helena, was daar nog 'n eiland gewees? Is daar so 'n eiland ook gewees? Ek is nou nie seker oor Bermuda nie, maar ek herken 2 van die name. Wat is 'n wat 'n gevangenis as dit 'n eiland is? Dis 'n plek waar jy ver moet swem.
as jy wil vrykom. Hoekom het hulle eilande gebruik vir gevangenes? Dis reg, dis moeilik om weg te kom en die kans dat jy gaan verdrink is groter. So dis hoekom Alcatraz is 'n gevangenis van die Amerikaners, hy's ook op 'n eiland, ek het nie mis dit nie. Alcatraz is ook 'n eiland gevangenis en hulle sê niemand kan daar wegkom nie en daar dink ek een wegkom. Net enetjie het wegkom. Wat vir sê hoe moeilik is dit? As jy drink of iets anders tref jy of wat ook. Ja, jy word middagete of aandete. Maar jou gevangenis op 'n eiland is 'n plek waar mense dan nie sommer sal wegkom nie. En een van die keisers, volgens die kommentator wat skryf, sê dat hy daar geplaas was en na die dood van 'n bepaalde ene is hy waarskynlik weer vrygelaat. Ek het altyd gehad hy het gesterf op hierdie eiland, maar terwyl ek nog lees, hoor ek nog. So ons gaan nog aan. Maar dis waar hy homself bevind in hierdie stadium. So hy's gevangene, hy's in verdrukking as gevolg van sy geloof. So hy's 'n geloofsgevangene. Nie 'n oorlogsgevangene nie, maar as gevolg van sy geloof is hy in hierdie gevangenis. Wie was ook in die gevangenis weens sy geloof? Paulus was. Hy skryf die brief van die Filippense en 2 Timoteus en ons nog briewe wat hy geskryf het vanuit die gevangenis. So dis nie vreemd dat vir hulle geloof hulle in die gevangenis moes wees nie. Johannes was nie vreemd dat hy in die gevangenis moes wees nie. Maar in hierdie stadium is vir Johannes die waarskynlik die laaste apostel wat leef. In hierdie stadium. Hy is die jongste disipel gewees en hy is nou die oudste een. Want hy is die laaste een wat oorgebly het. Maar dit die Johannes wat by die kruis was. Ja. Die lieflingsdisipel. Die wat op Jesus se bors gelê het. Daar's verskeie beskrywings van hom. Dis hy. Dis daar dieselfde disipel. Goed. Nee. Daar is Johannes die doper. Dis nie hy nie. Dis Johannes die disipel. Johannes die doper is doodgemaak en sy kop is op 'n skottel. So hy was doodgemaak. Jesus was baie hartseer oor hom, oor hy doodgemaak is. Maar dis nie daai Johannes nie. Johannes die disipel. Goed. So vers 9 sê, wie is dit? Johannes, hoekom? Is hy op die eiland Patmos? Hy is in verdrukking weens sy geloof. Terwille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus. Dis die rede. So aan die einde van daardie vers, hoekom is hy op die eiland Patmos? Dis die rede. Vers 10. Dan gee hy vir ons inligting. Ek was in die gees op die dag van die Here. Ek was in die gees. Wat beteken dit? Skielik het hy iets gesien wat jy net kan sien as die Gees dit aan jou openbaar. Reg. Party sê was in 'n beswyming, nie noodwendig nie. As die Here dit in jou openbaar kan jy sien. Goed, hoe kan jy sien? Helder genoeg dat jy kan verstaan. En dis hoekom die boek ook die naam het, die Openbaring van Johannes. Dis nogal belangrik om dit te verstaan. Dis die openbaring wat Johannes ontvang het. 'n Direkte openbaring van onsigbaarhede, verborgenhede, dinge wat ons nie sou sien nie of sou weet as hy dit nie gesien het nie. Dit is aan hom openbaar. Hy sê hierdie week kry hy in die gees op die dag van die Here. Nou wat is die dag van die Here? Engelse praat van the Lord's Day. Wat 'n dag is dit? Die eerste dag van die week. Ja. Die vroeg-Christelike kerk het die Lord's Day op die dag van die Here gevier op die eerste dag van die week. Hoekom die eerste dag van die week? Die opstandingsdag. Reg, dit was genoem die dag van die Here. Dit was 'n algemene gebruik van daardie dag. Dit ook hier beteken. Daar's ander verklaringe wat beoog word, maar dit maak sin in terme van die res van die ander getuienis dat dit die dag van die Here is. Hy is in die gees, so in die gees beteken dat hy kan sien. Wat gebeur verder? En ek het agter my 'n groot stem gehoor soos van 'n basuin. Nou begin die prentjie. Waar's agter jou?
Die kant. Hoekom hy skielik hoor hy iets soos 'n bassein. Nou 'n bassein is soos 'n trompet baie hard geblaas word. 'n Trompet het eintlik nie die vermoë om sag te blaas nie. So as jy die trompet hoor, dan is dit hard. Ek het nou al gehoor hoe blaas iemand 'n trompet saggies. Dit is baie moeilik om te doen. Dis nie sy skepingsdoel nie. Trompet moet geblaas word. Dit is sy ontwerp is om hard te raas. En hy raas nie want hy klink. En bassein, waar het ons die gebruik van die bassein gehoor? Dink aan Esegiel. Dis korrek, aankondigings of waarskuwings. Waar is dit op die muur gebruik van die stad? Wanneer sou jy 'n bassein hoor blaas? As die vyand kom. So die wagter wat waak op die mure soos Esegiel dit stel, is 'n wagter wat die bassein blaas. En as hulle die bassein hoor op die plek waar hy blaas, wat moet die mense doen? Hulle moet hulle self beveilig en weet die moeilikheid naby. As jy nie reageer daarop nie, wat sê die Here oor Esegiel en die wagter? As mense nie reageer nie en dan sterf, is dit nie die wagter se skuld nie. Maar die taak van die bassein is om 'n geluid te maak. So as ons hoor van 'n bassein, en dis die eerste plek waar ons dit nou lees, maar ons gaan dit weer lees. Ons gaan hoor 'n bassein. Daar gaan 'n laaste bassein wees. So bassein is nogal 'n ding wat gaan gebeur en gebeur en gebeur. Maar wanneer ek die woord bassein hoor, moet ek altyd hoor, dis iets wat baie hard en luid is. Luid soos 'n hart in jou ore. As jy dit hard hoor, dis die doel. As jy dit nie hoor nie, is dit nie. Ons gaan die laaste bassein nie mis nie. Almal, selfs die wat doof is, sal daardie een hoor. Hoekom sal ons daardie een hoor? Geredde sal sien en hoor en leef. Dit is hoe dit sal werk. Goed. So hierdie bassein, ek was in die gees, sê Johannes, en ek het agter my 'n groot stem gehoor soos van 'n bassein. Nie 'n bassein nie, maar 'n stem wat hard genoeg is soos die bassein hard is. En wat sê daardie stem? Vers 11. Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste. En skryf wat jy sien 'n boek en stuur dit na die 7 gemeentes wat in Asië is, na Efese, na Smyrna en Pergamus en Thyatira en Sardes en Philadelphia en Laodicea. Waarheen moet dit gestuur word? Na plekke toe wat bestaan. Werklike plekke. Nou, as u Bybelkaarte in het, die kaart van die Nuwe Testament, sal u die kaart lande en see en stede van die Nuwe Testament, u sal daardie name op die kaart aantref, die plek wat jy moet soek, is jy kyk na die groot see in die onderkant. So jy soek 'n kaart wat sê lande, see en stede van die Nuwe Testament. En dan kyk jy op daardie kaart in die onderkant in die middel van die kaart. En jy behoort 'n plekke te kry wat die bekendste van die plekke, die klein plekkie met die naam van Milete, is die eerste plekkie aan die kus wat jy sal raak sien. Net bo hom sal jy sien Efese. Reg. En nou sal jy hulle sien in volgorde. Jy moet hulle sien in 'n sekere volgorde. Efese, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. So jy stap van onderaf links op en dan al in die kring tot jy onderkom by Laodicea. Dan hulle praat van 'n hoefysterroete gestap. En dis die 7 gemeentes waarna verwys word. Wie het dit glad nie op 'n kaart gesien nie? Nog nie. Het almal dit nou onder oë. En raai wat is vandag die geloof in daardie deel van die wêreld? Islam. Ja, dis 'n baie interessante verskynsel. Jy kry nie vandag die Christelike kerk in daardie gebiede as
gemeentes van gemeente van gemeente van nie. Maar Islam regeer tans daar. Het almal gesien waar hy 7 plekkies is. Is hulle reg daar? Almal daar gesien. OK, goed. Ja, die name het die plekke het betekenis. Ek gaan nou nie daarby stil staan nie. Dit is nou nie die fokus van vanaand se stuk nie. Maar dat jy eers net hoor, dis letterlike plekke op letterlike kaarte. Vandag kan jy soontoe gaan en sê hier was, hier was, hier was, hier was. Maar hoekom verklaar ons dit dan nou simbolies? Wat was die funksie van die 7 hierdie area? Kommunikasie en die destyds bekende Klein-Asië het daaruit gevloei. Ons het die Romeinse ryk was redelik gevestig en hierdie was 'n kernplek van baie dinge. Die stad Efese, soos ons deur elke gemeente sal stap, gaan jy hoor, hierdie is plekke, bekende plekke, gewilde plekke. Die brief aan Efese, die gemeente waar Paulus gewerk het, die brief wat hy geskryf het aan Efese, dieselfde Efese. Dis nie 'n ander Efese nie, dis dieselfde Efese. Goed, so sendingsreise was al hier verby, ander verkondiging van die evangelie was al hier verby, maar hoekom het dit nog vandag 'n plek as dit in die 7 briewe verskyn? En daar het ons iets te leer wanneer Jesus dan 'n boodskap aan een van elkeen van hierdie gemeente stuur. En dis 'n baie belangrike deel daarvan. Goed, so vers 11 se begin wat sê ek is die alfa en die omega, die eerste en die laaste. Skryf wat jy sien. Ek is die begin en die einde, sê die Here. Niks begin sonder my nie en niks sal sonder my eindig nie. Skryf wat jy sien aan hierdie gemeentes. En wanneer ons die simboliese karakter van 7, wat het ons die vorige sessie geleer oor 7? Dis 'n getal van volmaakte getal. So as die hele kerk 'n getal van volmaaktheid. As die volmaakte hierdie boodskap ontvang, het die hele kerk die boodskap gekry. Ja. En dis wat ons gaan doen as ons deur die 7 briewe vinnig werk. Ons gaan sit en vandag sit ons op hierdie gemeente se banke en ons luister wat die Here wil hê ons moet hoor vandag. En so gaan ons na elkeen toe skuif tot ons nou almal geluister het. Wat moet ons hoor? Alles wat wie sê? Die Alfa en die Omega sê. Vers 12. Toe draai ek my om te sien watter stem met my gespreek het. Hier toe het hy nog hierdie kant toe gekyk en net gehoor. Jy hoor dit, né? Toe draai ek my eers om, sê Johannes. Om te sien watter stem met my gespreek het. En toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars. Nou, wat is 'n kandelaar? Wat doen 'n kandelaar? Ons ken kandelaars as 'n ding wat jy gebruik en as ons nie meer krag het nie en ons het geen ander opsies nie, het ons miskien iets waarmee ons 'n vuurvlammetjie kan maak en dis 'n kers. En 'n kers kan ons insit in 'n kandelaar. Dan kan daar een kersie brand. En waar het ons kandelaars gekry in die Ou Testamentiese geschiedenis? In die tent van samekoms, in die tabernakeltent. Mooi. Maar dit is die regte woord, tent van samekoms is dieselfde plek. Wanneer die tabernakeltent 'n kandelaar het, 'n goue kandelaar, hoe het daardie kandelaar gelyk? Hy het 7 kersse gehad en waartoe die 7 dan gewys? Die getal was reeds beskikbaar, was nie simbolies verstaan aanvanklik nie, maar die lig was, die feit dat hy goud was, God se teenwoordigheid was gesimboliseer. Hoe lank moes daardie kandelaar brand? Altyd. Altyd. So, wat het dit gesimboliseer van God se teenwoordigheid? Dat hy altyd daar is. Reg. En nou het ons iets van die kandelaar wat ons weer hoor, want die kandelaar het 'n soortgelyke betekenis hier. Want wat sien hy? Vers
19 gaan vir ons sê wat beteken dit. Ek draai my om vers 12 om te sien wat is my gespreek het en toe ek omdraai, sien ek 7 goue kandelaars. Hoeveel gemeentes is daar? OK. Daar's 7 goue kandelaars, daar's ook 7 gemeentes. Daar's 'n verband. Verband. Vers 19 gaan vir ons sê wat dit is. Hou net bietjie vas. Ons gaan nou by vers 19 kom. Kom ons lees net deur die verse tot ons daar kom. So maak 'n notaatjie. Ons moet vers 19 gaan kyk. Ek kan nou seker maak, dis nie daar 20 nie. OK, goed, ons gaan aan. 13. En tussen die 7 kandelaars 1. OK. So ons kyk na die kandelaars. Ons kyk nou saam met Johannes en ons sien 7 goue kandelaars. En dan tussen hierdie 7 kandelaars 1 met 'n hoofletter 1. Met 'n E. Hoofletter. Wat sal 'n hoofletter in enige teksgedeelte van die Bybel wys? Hoofletter. Dit behoort te verwys na 'n godheid. 1. So dis dan 'n persoon wat gesien word, maar dis 'n goddelike persoon. Tussen die 7 goue kandelaars 1 soos die seun van die mens. Daar het ons nou 'n beskrywing en ons weet wie het homself genoem die seun van die mens. Nou weet ons met wie ons te doen het. So die een met 'n hoofletter is eintlik Christus en Johannes herken wie hy sien en met 'n hoofletter word dit vir ons aangedui in die teks en dan 'n vaste uitdrukking gebruik wat net gewys het na Jesus die Christus, die seun van die mens. Uit watter boek van die Bybel word daardie verwysing gekry? Ou Testament. Ja, mooi. Daniël. Seun van die mens kom uit die boek Daniël. Hier gaan heelwat verwys word na Daniël 7, Daniël 9, ek weet nie wat 'n verwysing nog nie. Maar Daniël 7 is definitief 'n plek wat ons weer gaan sien. Die oues van daar, of die oue van daar, gaan spesifiek in hierdie gedeelte van Daniël 7 afkom. En u gaan dit daar kry. Ek raai u aan, gaan lees Daniël 7, en dan is ons weer by die gedeeltes kom en sê, dit staan in Daniël 7, dat jy weet wat in Daniël 7 staan. Goed, ek is nog by 13, toe draai ek my om, te sien, 7 goue kandelaars, vers 13, en tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens, met 'n kleed aan, wat tot op die voete hang. Nou, wie het klede gedra? Priesters het kleed gedra, wie nog? Almal wat klere gedra het, klere gedra. Is so, want ons lees in die Nuwe Testament, Petrus het sy boekleed aangetrek, want hy het nie klere aangehad nie. Nee, hy het net nie sy boekleed aangehad nie. Maar 'n kleed is dit wat jy aan het. Maar wie dra in besonder 'n spesifieke tipe kleed? Die priesters dra 'n spesifieke kleed. Toe ons die priesterwerk hanteer het, het ons gesien die kleed van die priester het op 'n sekere manier gelyk. En daar was sekere items aan die hoë priesterlike kleed. Nou hou bietjie dop en hou bietjie die hoë priesterlike kleed in gedagte as ons na hierdie kleed luister. Onthou hierdie prentjies wat ek gewys het van die kleed met die in en daardie goed. Nou kan onthou dit net bietjie. Ons kyk hier na Christus. Dis wat ons nou agterkom. Een met 'n hoofletter. Seun van die mens as titel. Hy het 'n kleed aan wat tot op die voete hang en gegord om die bors met 'n goue gordel. Hier word 'n priesterlike goue gordel waarskynlik verwys, maar koninklik kan dit ook wees of priesterlik. 14. Sy hoof en hare was so wit soos wit wol en so sneeu. Dit kry ons in Daniël 7. Wanneer Daniël sien hy die een soos die oue van daar en hy het wit hare soos wit wol, soos sneeu. En wat is die simbool van die wit? Wat beteken dit? Reinheid, wit het altyd 'n karakter van reinheid. So as jy wit sien, wit gaan ons baie sien. Wit is 'n kleur wat baie voorkom. So wat jy, en dis hoe jy nou Openbaring nou verstaan, hè? Jy sien 'n simbool kom een keer voor. Dan gee ons vir u 'n bepaalde betekenis van die teken, want ons leer nou simboliek ken, hè? Ons leer nou wat moet ons sien? Ons sien iemand soos die seun van die mens. Nou daar's net een karakter wat die seun van die mens kon wees.
Nou sien ons hierdie een het 'n kleed aan met goud. En goud word altyd aan koninklikheid gekoppel. So daar gaan nog elemente wees wat soos 'n koning sal wees. Maar nou het hy hare wit soos wol en waarop dui dit? Nie net die wit nie, maar die hare van wit. Wysheid. Wysheid. As dit een is met 'n letter, seun van die mens, alwysheid. So die karakter van God word beskrywe. Jy kan Jesus begin sien. Ek wil hê jy moet die prentjie sien. Jy moet die prentjie wat ingekleer word moet jy sien. Jy moet saam met die prentjie kleur. En saam met die prentjie inkleur. En sy oë soos 'n vuurvlam. Nou raak dit rof. Want as sy oë soos vuur is, as ek na my vrou kyk en daar kom 'n vlam by haar oog uit, dan weet ek sy is baie kwaad. Hè? Ja, die kalmte van self, kan dit sien. As jy kyk en jy sien die vlam, en jy sien in die raamwerk van jou vrou se karakter, manne, dan draai jy om en jy gaan aan die ander kant toe, want die moeilikheid is hier. Reg. So wanneer Johannes hier kom en hy sien die vlam, die oë van vlam, dan is dit oë wat penetreer, wat nie net kyk nie, maar deur jou kyk. Kyk as wat jy dink, hy sien. Want hierdie is alles sien. Reg, so oog is belangrik, maar as die oë so lyk, is dit gevaarlike oë. Reg, so ons kyk na een wat die seun van die mens is, alwys is, al sien. Reg, kan jy nou sien met wie ons te doen het. Hy kan alles sien, hy kan alles verstaan, want hy is alwys, hy kan alles sien. En sy stem is soos 'n bassein. Hy praat nie saggie, hy het nie sagte oë nie, en hy weet alles. Johannes het nog nie rig nie, maar hy is besig. En sy voete soos blinkkoper wat gloei soos 'n oond. Hy het voete soos blinkkoper wat gloei soos in 'n oond. Nou lyk sy voete ook warm, en die voete is nogal sterk. So hoe staan hy? Wie gaan hom keer waar hy staan? Wie staan hom? Raak ek al hoe kleiner terwyl ek kyk na wie ek kyk. Dis wat hier moet gebeur. Ek kan die heerlikheid van God nie mis hier nie. En sy stem is soos die stem van baie waters. Hoe weet ons dit? Eers het ek gehoor, hy is 'n stem soos 'n bassein, vers 10. Nou hoor ek, sy stem is soos die stem van baie waters. Johannes is op die eiland. Ek dink hy het 'n idee wat 'n storm beteken, en as die water slaan teen die rotse, kan jy oor daardie geluid praat. Jy moet eers 'n bietjie stil bly voordat jy kan praat, dat die klank net wegkom. Kan jy hom doodpraat? Kan ek sy grootheid en sy alwetendheid, sy alsiende karakter, sy mond wat ek nie kan stilmaak nie, kan ek met hom vergelyk word? Vers 16. En in sy regterhand het hy 7 sterre gehou, en skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. Nou, kom ons hou eers die regterhand en die sterre, los eers daai, kyk eers na die volgende stuk. Soos nou in sy prentjie, kyk ons, en dan moet jy die prentjie maak nou klaar op hierdie vers. En 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan. So nou het ons hom, wat ons in sy oë sien, kan ons nie lank na kyk nie. Sy mond is 'n tweesnydende swaard, wat hy sê, sny. Kragtig, wat hy sê. Alles wat hy weet, hoe hy staan, hoe hy vertoon met sy wit kleed, en sy koninklikheid, dis na wie ek kyk. En dan hou hy 7 sterre in sy hand. Nou wat het ons gesien is daar voor 7 kandelaars, vers 13. Hy staan tussen 7 kandelaars,
En dan sien ons in vers 16, in sy regterhand het hy 7 sterre. So is dit nou 2 sake van 7. 7 sterre, 7 kandelaars. Wat beteken dit? Ons kom daarby. Hou net daardie 2 verse in, vers 13 en vers 16. Vers 17 lees dan soos volg: En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete. Hoekom het hy dit gedoen? Het hy gesien wat ons nou probeer sien? Kon ons beskryf wat hy beleef van die magtige, almagtige wese wat hier agter hom gepraat het? En nou moet hy skryf in die toestand oor wie hy gesien het. Kan jy hoor met wat ons te doen het hier? Beleef die erns van die begin van die boek. Die grootheid van die almag van die een vergeleide, nie soos 'n bassein nie. Ietsie veel sagter. Verskoning. Dit hou op as jy kyk. Goed, kom ons gaan aan. Reg, kom ons gaan aan, ons is by vers 17. Toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete. Want die grootheid van God wat verskyn is skielik te veel vir Johannes. Want dis die verheerlikte Christus wat nou verskyn het. Nie die een wat hulle sien weggegaan het op na die hemel nie. Wie kom weer op die wolke? Die liewe Jesus of die verheerlikte Christus? Kan nie verstaan hoekom die wêreld in 'n bewerasie behoort te wees wanneer ons te doen het met die almagtige God. Daar's 'n groot verskil tussen die liewe Jesus wat opgevaar het na die hemel soos baie hom verduidelik of probeer beskryf en wie verskyn om hierdie troostbrief vir ons te gee. As die goue draad van Openbaring is en hy het oorwin en sy bruid, die kerk, met hom saam. Dan is word ons getroos met hierdie wete. Ons hou aan hom vas wat so lyk en so verwin. Dit gaan nie 'n sagte terugkom wees nie. Dit gaan een wees met 'n groot bassein. Dit gaan een wees wat kom soos niemand hom ooit gesien het nie. En hy kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Dis wat ons bely. En dis vir hom wat ons verwag. Moet ons bang wees of moet ons gerus wees? Dis die emosie wat by ons moet leef. So sit raak in die lig waarin dit vir ons hier gegiet word. En dit word regtig vir ons. En as jy die prentjie saam met Johannes sien, dan kan jy nou nie anders as om saam met Johannes ook neer te val in aanbidding nie. Want dis wat moet gebeur. Ons kyk na Jesus wat homself openbaar en dan hoor ons die herder net daarna. Toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete en hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie. Daardie woorde sou hy herken het. Ek is die eerste en die laaste. Moenie vrees nie. Hy verskyn in hulle midde op die dag van sy opstanding. Moenie vrees nie. Moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Ek is hier om troos te gee. En hy doen. Hy gee sy regterhand. Die hand waarmee hy regeer, gee hy ook die hand van troos. En die lewende. Aan die woorde, ek gaan aan met die sin. Ek is die eerste en die laaste. En die lewende. En ek was dood en kyk ek leef tot in alle ewigheid. Amen. So daardie vers van 17 na oorgaan na 18 sê ek is die eerste en die laaste, begin en die einde. Maar ek was dood en kyk ek leef. Dis die krag van die opstanding, dis die evangelie van die opstanding. Die opgestane Here Jesus leef en hy kom weer. Dis ek wat nou met jou praat. Dit moet die kerk baie bemoedig. Ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En amen beteken dit is waar, dit is seker, dit is so. En ek sal die sleutels van die doderyk en ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Nou is hy dit sê. Kom hy by die
mooiste. Wanneer daar kom 'n gedeelte wat ek is Openbaring 9, wanneer daar die Engelse praat van die abyss, die doderyk oopgemaak word en die verskriklikste gedrogte kom daar uit. En jy sal sê, man, dis die lelikste aankan wat jy nog ooit gesien het. Ja, dit is baie lelik. Dit wat jy daar sien wat uitkom, kom uit die doderyk op. En wie die doderyk oop? Christus. So daar's niks wat ons gaan sien, al lyk hulle hoe. Al is die prentjies hoe verskriklik. Niks het meer mag as die almagtige Christus. Daar's die troos. En die doderyk is 'n plek wat as onheilspellend gesien is. Jy sal onthou die versie wat sê, en daar is geen see meer nie. Daar is geen see meer nie. Nou die wêreldbeeld was so, dat is die hemel, die aarde en onder die aarde. Nou onder die aarde was gesien as die see. Die see was baie keer die onheilspellende, want onder die see kan jy ook nie sien nie. En dis die doodgaan. Onder die see is ook onheilspellend, en daaroor het hy ook al die mag. Sien jy die troos in die beeld wat die antieke wêreld ook gedeel het. Goed, en dan sluit hy af met, en die lewende, die dood, ek was dood, vers 18, en kyk, ek leef tot ewigheid, amen, en ek het die sleutels van die doodryk en van die dood. En 19, skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, sowel as die wat gaan gebeur. Die verborgenheid, vers 20, nou gaan ek dit verder, in 19 het ek gesê, dis hoekom ek nou gesê het, dis nie al 20 nie, dit is 20. 19 sê nie, wat sê die 7 nie, ek gaan dit nou moet sê. So maak net 'n korreksie, vers 13 en vers 16 verwys na 20, nie na 19. So wanneer hy in vers 19 sê, dit is sy laaste argument, laaste saak wat hy sê in bemoediging, skryf die dinge op. Johannes het die opdrag gekry van skryf, in vers 9 het hy gesê, ek is Johannes, en dan, wanneer Jesus praat, sê hy, skryf. Skryf. Moet hy skryf? Die dinge van nou, en die dinge wat kom. In die lig van die dinge wat was. né? Dinge van nou, en die dinge wat kom, in die lig van dinge wat was. Is dit hoe ons vandag nog werk? Ons sien kans vir die toekoms op grond van die verlede, nie op grond van die hede nie. Is ek reg? Want ons beleef elke dag die hede, en hoe lank vat dit voor dit histories word? Vanmiddag is verby, né? Ons praat van vanmiddag as iets wat verby is. So, dis klaar agter ons. Ons lewe in die Here, en elke oomblik is ons tussen wat verby is, en wat kom. Op grond van wat gebeur het, bepaal ek my, wat kan ek doen vir die toekoms? So hoekom is dit belangrik dat die Here dit so skets? Wat is, wat was, en wat kom? Hoekom moet die kerk vorentoe kyk? Wat's langer? Dit wat verby is, of dit wat nog kom? Ja, as jy ewigheid moet kwantifiseer, of dit op 'n manier neersit dat iemand kan verstaan hoe lank is die ewigheid, hoe sal jy dit verduidelik? Kan ons die woord ewigheid verduidelik? Kan ons die oë van Christus verduidelik? Wat alles kan sien. Kan ons sy alwetendheid verduidelik? Wat alles weet. Kan jy hoor wat ons mee te doen het? Ons het met 'n goddelikheid te doen, 'n persoon wat ver verhewe is bo ons begrip, en hy het mag oor die ewigheid. Ons het te doen met iets baie groter, en daarom troos hy die kerk ook met die toekoms. So, want vandag met mense te doen het wat nie hoop het vir die toekoms nie, praat ons baie keer met mense wat geen geloof het nie. En dis 'n praktiese ding vir vandag. As ons vandag met mense praat wat geen hoop het vir die toekoms nie, wie is in beheer van die toekoms? Vat Suid-Afrikaanse konteks. Wie is in beheer van Suid-Afrika se toekoms? Die wêreld? Terwyl bomme neerheen en
Israel en in Iran? Wie het beheer oor daardie deel van die wêreld? Net God. Net hy het. Reg. So waar gaan dit eindig? Ons weet nie. Sal daar oorlog wees en gerugte van oorlog? Het Jesus ons getroos met die wete dat dis tekens dat sy koms nader is. Gaan dit dalk hierdie jaar wees? Ons hoop so. Maar gaan dit hierdie jaar wees? Dit lê in sy hande. So ons is in 'n skommelagtige tyd en in 'n skommelagtige wêreld. Maar wat troos die Bybel ons hier, veral in Openbaring, dat die toekoms altyd deel van die gelowige se perspektief is. Altyd. Ons is nie mense wat vasgeval het in die verlede nie. Want elke geslag wat gelewe het en gemartel is en soos Johannes deur die tyd van verdrukking moes gaan, waardeur hy moes gaan tot die einde van sy lewe, hy kon daardeur gaan as gevolg van 'n hoop op die toekoms. En dit hou die Christen, maak nie saak in watter deel van die wêreld ons leef nie, maak nie saak hoe lank ons leef nie, maak nie saak waar ons leef nie, maak nie saak wat die haglike omstandighede is en was nie, wat kom, is wat saak maak. Goed, en wie het dit in sy hande? Hy, wat Christus is. Vers 20, die verborgenheid. Nou vat die vers 13 en die vat vers 16. Die verborgenheid van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het. Hoekom in sy regterhand? Regterhand is sy hand van mag. Dis in sy mag. Hy wat aan die regterhand van God sit, op die troon sit, is in beheer. Hy regeer. Ons bely wat opgevaar het aan die hemel en aan die regterkant van God sit, wat weer kom om te oordeel. So wie regeer van die regterhand van God af? En die regterhand is mag. Regterhand is mag. Jammer vir die wat links is. Het gaan nie oor dit nie. Dis die simbool van mag. Die verborgenheid van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het en die 7 goue kandelaars, die 7 sterre is die engele van die 7 gemeentes. Nou die woord engele, wat beteken die woord engel? Altyd. Wat is 'n engel? 'n Hemelse wese wat doen? Dien, wie dien? Christus. En dien as 'n boodskapper van God, altyd. So, wat is op 'n letterlike basis, wat is 'n engel? Is 'n hemelse wese wat 'n boodskapper is. Nou is ons met 'n simboliese boek besig. En nou moet ons mooi verstaan wat ons gaan verstaan van 'n engel. Gaan ons 'n letterlike engel sien of gaan ons die bedoeling van 'n engel sien? Reg. Het iemand al iemand anders 'n engel genoem? Reg. Dis nie daai bedoeling nie. Reg. Gaan letterlik nie daaroor nie, want dit is 'n woord van liefkosing. Dis eintlik daai troetelnaampie ding. Reg? Dis nie wat hierdie is nie. Goed. Maar die engel is in die rol van boodskapper. Dis wel waar. Verklaringe dui daar's iets tot 4 verklaringe wat gelees is en 2 van hulle het sterk moontlikhede. Baie sterk. Of is 'n leraar of dit is 'n engel. En die doel is boodskap. Ander vorm wat ons graag 'n engel gebruik is om te sê hierdie kinders kan nie seker nie want hulle het 'n beskermengel wat hulle beskerm. Ja, dis waar, maar dis nie altyd waar nie. Die voorsienigheid van God maak dat mense beskerm word. Maar wat belangrik is om te verstaan, is dat elke gemeente beskerm word deur wie? Deur Christus self. En wanneer hy sy gemeente beskerm, beskerm hy hulle met sy krag en sy almag. En wat gebruik hy ook? Sy engel. Engele wat nodig is om dit ook te doen. Hoe kry ons die boodskappe? Deur die Gees se werk. Ook deur die verkondiging van boodskapper. Wie is hy in hierdie stadium? Hier staan een. 'n engel staan hier, nee. Daarom nie. Daarom nie, né? So, jy kan verstaan, dit kan nie, dis 'n engel is nie noodwendig 'n fisiese persoon nie, want as jy nou sê
Want ons weet 'n engel is 'n geestelike wese, nie 'n fisiese wese nie. En die bedoeling kan wees dat 'n boodskapper is, en dis wat 'n engel is, en 'n leraar is 'n boodskapper. Goed, en dit bly die saak. Maar wat verkondig die leraars? Wat het ons in Efesiërs 4 geleer? In Efesiërs 4 is daar vers 11 apostels, leraars, evangeliste, en so word 'n lang lysie van soorte mense genoem. En daardie bedoeling is dat hulle 'n boodskap moet oordra, so oordra dat dit ander sal toerus. Reg, boodskap. En almal wat as predikers opgetree het, dra 'n boodskap. En as jy nou na elke brief kyk, en ons gaan so inleidend kyk, dat hierso word gesê, die 7 sterre is die 7 engele van die gemeentes. Hoe begin die briewe? 2 vers 1. Skryf aan die engel van die gemeente in. Vers 8, skryf aan die engel van die gemeente in Smyrna. Vers 12, skryf aan die engele van die gemeente in Pergamus. Vers 18, en skryf aan die engel van die gemeente in Thyatira. Vers 1 hoofstuk 3, skryf aan die engel van die gemeente in Sardes. Vers 7, hoofstuk 3, en skryf aan die engel van die gemeente in Philadelphia. En dan die laaste een, vers 14, en skryf aan die engel van die gemeente van Laodicense. So wat hy daar gesê het, is wat daar staan. Die 7 sterre is die engele van die gemeentes. So dis die boodskappers van die gemeente. So of dit 'n geestelike wese sal wees, en of dit 'n persoon sal wees wat hierdie boodskap dra, dit word oorgedra as 'n boodskap, en as 'n boodskap ontvanger en 'n oordraer van die boodskap. Reg? Of dit nou letterlik of simbolies verklaar word, dit gaan nie verander nie. Want elke gemeente kry 'n brief. En wie dra die brief se inhoud oor? Die boodskap. Reg. So jy verstaan waar kom dit in. So vers 20 sê, elke gemeente het 'n engel. Elke gemeente het 'n boodskapper. Jy het dit nou net gesien. Ek het vir gewys waar staan dit elke keer. Goed, dan vers 20 sê verder, die verborgenheid van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het, en die 7 goue kandelaars, die 7 sterre is die engele van die 7 gemeentes, en die 7 kandelaars wat jy gesien het, is die 7 gemeentes. Goed, wie loop dit? Waar sien ons die kandelaars? Gaan gou terug na vers 13. Ek sien 7 goue kandelaars. En vers 12 sê dit. En 13 sê, en tussen die 7 kandelaars, wie? Wie is daai een? So wat hoor ons? Die kerk is daar. Wie staan in die midde van sy kerk? Kan jy die prentjie sien? Dis so moeilik, né? Jy moet die prentjie sien. So ek kyk na die sterre en ek sê, die boodskappers is ook daar. Waar is Christus? Hy is tussen die kandelaars. En waar is die kandelaars? By die engele. Waar is die engele? By die kandelaars. En waar is Christus? Tussen. So waar is Christus? Hy is by sy kerk. En dan so vooruitskouing, Efese hoor, vers 4, hoofstuk 2, maar ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het en bekeer jou en doen die eerste werke, anders kom ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. Wat gaan hy doen met die kandelaar? Waar gaan Christus dan staan? Tussen die ander 6. Hoor jy die oordeel? Hoor jy die funksie van die kandelaars? Wat was die funksie van die kandelaar in die tabernakel? God se teenwoordigheid. Die kandelaar is die gemeente. Maar nou vat hy die kandelaar weg. Wat vat hy weg? Die kandelaar is die gemeente. Hy vat die kandelaar weg. Wat vat hy weg? Vat die gemeente weg. Vandag is daar geen van die 7
sigbaar nie in daardie streek nie. Maar as ons vandag in die gemeente van Efese moet gaan sit en Jesus praat met ons vanuit alwetendheid en alwysheid en hy sê bekeer jou terug na jou oorspronklike, anders vat ek jou weg. Van wie af? Hoor ons die boodskap? Hoor jy die Engelse boodskap? Hoor die Christus se boodskap? Hoor jy die kandelaar boodskap? So daar's 'n temaatjie. Sal by die 7 gemeentes kom. By die volgende geleentheid gaan ons kyk of ons die eerste helfte en dan die volgende helfte. Kyk of ons 'n hoofstuk kan doen op 'n slag. Dat ons 'n bietjie vinniger daardeur werk. Goed. Eerste vraagie wat ek net wil vra vir helderheid. Is daar enigiets in die beeld van soos Johannes dit gekry het wat nie sin maak nou nie? Of sien jy die prentjie? Ek het dan die prentjies 'n bietjie verder gevat, sommer 'n boodskap in die prentjie gegee. En nou word die prentjie sommer 'n harde boodskap. Val as jy dit in Efese sit vanaand, dan wil jy wil sommer opstaan en sê miskien moet ons nie hier sit nie. Daar is 7 kandelare en een kandelaar was Christus. Almal, nee, nie een van die kandelaare was Christus nie. Die 7 kandelare, lees weer vers 20, lees saam met my. Lees saam met my. Die verborgenheid, die 7 sterre wat jy in my hand gesien het, is die 7 engele. En die 7 kandelaars wat jy gesien het, is die 7 gemeentes. Een gemeente. Hy staan tussen hulle. Okay. Ja. 13 sê hy staan tussen hulle. Ek wil net die prentjie aan mekaar sit. Dat jy sien, hy het nog gekyk, want ek wil hê jy moet sien wat hy sien. Kyk wat hy sien. Hy staan daar, en as hy nou praat, het hy die boodskap gegee, en nou is dit die een wat tussen die kandelaar staan, wat praat met die kerk. So. Kom ons dink gou oor die vraagie. Blaai gou nou Eksodus 20. Blaai na Eksodus 20. Kom ons lees dit eers. Kom ons lees vanaf vers 18 en ons lees tot by vers 19. Wat is die omstandigheid? Moses is op die berg. Hoekom? Hy ontvang die wet van die Here. Ons lees hier, en toe die hele volk die donder sla. Ek wil jy moet ook 19 gaan lees, né? As die Here praat, dan donder dit en dit blits. Né? Hoofstuk 19 sê, die Here praat, dan donder dit en dit blits. Dit raas. En dan antwoord Moses en dan en so gaan dit aan. Nou vers 18 van hoofstuk 20 sê, en toe die hele volk die donderslag en die blitse en die geluid van die basuin, die rook in 'n berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op 'n afstand bly staan en hulle het vir Moses gesê, spreek u met ons, dat ons kan luister, maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons. Nou die vraagie. Ons leef in 'n tyd waarin die mensdom nie met baie respek handel met enige mens op aarde. Besin oor Johannes se reaksie teenoor die verheerlikte Christus in die lig van Eksodus 20 vers 18 tot 19 wat ons nou net gelees het. Hoe sou die mensdom teenoor God reageer as ons moet besef voor wie ons te staan kom? Sou ons soos Israel maak? Sou ons soos Johannes maak? Vanaf die Abba Vader, my pappa, my pa is die koning liedjie verskyn het, is daar 'n algemene siening van hy is ons vriend. Ons kan maar met hom wees soos hy wil.
Dis iets van 'n disrespek wat leef. En ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom. Iets van dit is bietjie weg. En hierdie moet ons bietjie perspektief gee. Sou ons nog so reageer? Wie ons met wie ons werk? Dis net so 'n bietjie van 'n openbaring van ons as mens, ons kyk na God, almagtig. Sien ons om vir wie hy is. Dis al wat jy moet gaan dink oor. Dis die gedagte vir die aand. Enige vrae of opmerkings? Ek het gesê die Gees van God. Die volmaakte Gees, ja. Die vraag is, net vir die opname, die vraag is, dis versnommer 1 vers 4. Jy kan ook gaan kyk na Openbaring 4, waar die Heilige Gees ook as die 7 geeste beskrywe word. So in die vraag, hoekom 7 geeste? Dis volmaak Gees, Heilige Gees. Goed. Getalle, jy sal al hoe meer gewoond raak aan die getalle. Jy sal al hoe meer gewoond raak aan die simboliek. Want ek gee vir 1, dan kry jy hom weer en sê ek, het jy hom gesien? Nog een, het jy hom gesien? Het jy hom gesien? En so begin jy sien. Dis is iemand wat net oorsensitief begin raak vir al die simboliese items. En dit beteken net ons is wakker daarvoor. En ons, as die paragraaf begin en ek het gesien, visioen. Jy hoef niks verder te doen nie. Daardie frasetjie kan jy eintlik maar in die Bybel gaan merk en ek het gesien. Dan weet jy, van daar af volg visioen. Dan kan dit 'n snaakse prentjie wees, iets wat nie op aarde lyk soos dit lyk nie, ook nie op aarde verskyn soos dit verskyn nie. Want Johannes beskryf dit nou in 'n raamwerk van kennis wat hy het vanuit die Ou Testament, en dan gaan hy vir ons Daniël prentjies gee, want dis waar dit ook voorkom. Dit was daar ook so, en dis dan dieselfde of soortgelyk, en dan kry ons prentjies. So dit gaan ons heeltyd so vind. So die getalle, 7 geeste kom voor, jy gaan hom weer kry. En 7 gaan jy weer kry. Nou 7 sterre, 7 kandelare, wat hoor die heeltyd? Volmaak, dit is dus alles. Dit dui ook op 'n volledigheid, maar dit is meer net volmaak, maar dit kan ook volledig verstaan word. Goed, maak dit al 'n bietjie sin. OK, so dis die inleiding tot hierdie, dis nou die eerste stukkie inhoud. Wie het gepraat? Wat het hy gesê? Waar staan hy? Wat sien ons? As jy dit geantwoord het vanaand, het jy al baie van hierdie boek. Want as jy die 1 vers 9 tot 20 het nie, kan nie maar die res lees, jy mis iets. Daar is 'n baie groot stuk belangrikheid van hoekom hierdie 'n troostboek is. 9 tot 20 is krities belangrik. Goed, nog opmerkings of vrae?